Matteus 8 vers 1 tot 34. En toe hy van die berg afkom, het groot menigtes hom gevolg, en daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as U wil, kan U my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, Ek wil, word gereinig, en dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. En Jesus sê vir hom, Pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priesters en offer die gawe wat Moses voorgeskrewe het, tot 'n getuienis vir hulle. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, Ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord hom en sê, Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie, maar spreek net U woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag, en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan, en hy gaan. En vir 'n ander een kom, en hy kom. En vir die diensknegt doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder, en aan sy volgelinge gesê, Voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie, maar ek sê vir julle, dat baie sal kom van die ooste en weste, en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit aan die koninkryk van die hemele, maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Toe sê Jesus vir die hoofman oor 100, Gaan, en laat dit vir jou wees soos jy geglo het, en sy knegt het gesond geword in daardie uur. En toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors. En hy het haar hand aangeraak, en die koors het haar verlaat, en sy het opgestaan en hulle bedien. En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring wat van duiwels besete was, en hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe, en almal wat ontsteld was, het hy gesond gemaak, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, Hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. En toe Jesus groot menigtes rondom hom sien, het hy bevel gegee om te vertrek na die oorkant. En 'n sekere skrifgeleerder het gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal U volg waar U ook al mag gaan. En Jesus sê vir hom, die jakkalse het gate, en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En 'n ander een van sy disippels het vir hom gesê, Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te begrawe. Maar Jesus sê vir hom, volg my, en laat die dooies hul eie dooies begrawe. En toe hy in die skei klim, het sy disippels hom gevolg, en daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarom kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is? En toe hy aan die oorkant kom, in die land van die Gergeseners, het 2 duiwelbesetenes hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het, en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie. En met een skree hulle en sê, Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om ons voor die tyd te pynig? En ver van hulle af het 'n groot trop varke gewy, en die duiwels het hom gesmeek en gesê, as U ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke te gaan. En hy sê vir hulle, gaan.
Toe gaan hulle uit en vaar in die tropvarke in, en daar storm die hele tropvarke van die kraans af die see in en kom in die water om. En die wagters het gevlug, en toe hulle in die stad kom, het hulle alles vertel, ook wat met die besetenis gebeur het, en kyk, die hele stad het uitgekom, Jesus te gemoed, en toe hulle hom sien, smeek hulle dat hy uit hulle gebied moet weggaan.